Wanneer laas het jy die dag sien breek? Die koms van Christus was soos die aanbreek van 'n nuwe dag. Die Heilige Gees laat vir Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 8. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. En dit is presies wat Jesaja ook eeue tevore voorspel het. Ons lees in Jesaja 9 vers 1. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Hierdie nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Advent is 'n viering van hierdie lig. 'n Lig wat nie net die wêreld verhelder nie, maar ook ons harte. Om Kersfees te vier is om te dink aan hoe God die gordyne ooptrek en wys hoe donker ons wêreld werklik is. En terselfdertyd die lig stuur om die duisternis te verdryf, sodat ons verlos van die duisternis werklik mens kan wees. En sedert sy koms leef ons in die dag, nie meer in die nag nie. Die geloofsbelijdenis van Nicea verkondig dat Christus lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God is. Hy is nie net 'n boodskapper van lig nie. Hy is die lig. Wanneer hy kom, dan verdwyn die skaduwees. Maar hierdie lig bring ook 'n uitdaging. Jou sonde kan nie vir God weggesteek word nie. Hy moet nie maak asof dit kan nie. Die taak van die kerk is om die wêreld te leer hoe om in die lig van Christus te leef. En daarom bely ons sondes openlik en nederig. Advent roep jou op om jouself te verneder en jou sondes te bely. Jy hoef nie langer in die donker agterstrate van spyt en luiheid of kwaadpraat te sluip nie. Christus het gekom en sy lig skyn in elke donker hoekie. Ons hedendaagse chaos is die desperate poging van 'n wêreld wat niks van God wil weet nie, om weer die voor Bethlehemse donker terug te bring, om terug te kruip daarin. Maar dit is 'n dwaasheid, want Christus is die koning wat gekom het. Sy koms het elke mag en owerheid oorwin, en daarom is dit genade wanneer ons sonde in die lig kom. Dit is altyd beter om in die lig van Kersfees te leef. Nou, die wêreld mag dalk dink dat lig 'n neutrale ding is, 'n gloeilamp, 'n sonstraal, maar die evangelie sê, lig is 'n persoon. Lig het hande en voete gekry, en daardie hande het brood gebreek en uitgedeel, en daardie hande het klei in die grond gemeng en blindes genees, en daardie hande is met spykers aan die kruis vasgeslaan. Lig het 'n hart gekry, wat gehuil het oor hulle wat in die duisternis vasgevang is. Lig het 'n stem gekry wat sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ja, Christus se menswording is die openbaring van God se heiligheid in 'n vorm wat ons kan sien. Die lig van God is nie 'n vaagglans nie. Dis 'n morele helderheid wat sonde ontbloot en wat genade aanbied. Dit is 'n lig wat nie net wys waar jy is nie, maar ook wys waar jy moet wees. Dit is 'n lig wat jou nie net ontmasker nie, maar jou ook omhels. Nou, hoe leef ons in hierdie lig? Eerstens, deur belydenis. Bring jou sonde na die lig wat sy lig daarop laat skyn het. Hy is getrou om te vergewe.
Tweedens, deur gehoorsaamheid. Wandel in die lig deur die woord jou pad te laat verhelder. En derdens, deur getuienis. Wees 'n ligdraer in 'n donker wêreld. Moenie jou lig onder 'n maatemmer sit nie, laat skyn dit in jou huis, in jou werk, in jou stad. Wanneer jy jou sondes bely, het Kersfees werklik gekom, want die lig van die wêreld het gekom en hy skyn steeds. Ja, laat jou lewe 'n venster wees, waardeur sy lig in die wêreld weerkaats word. Kom ons bid saam. Hemelse Here, U is die lig wat na die wêreld gekom het. Laat skyn asseblief U lig oor al ons sonde, sodat ons dit sal ontdek en laat staan. Werk in ons deur U Heilige Gees, sodat ons in U lig sal wandel in gehoorsaamheid aan U woord. Gee aan ons die krag om helder ligdraers te wees wat van U getuig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.